Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Toe Jesus in Markus 15 aan die kruis gehang het die Vader van hom af weggedraai. Die Seun van God, wat nog altyd perfekte gemeenskap met sy Vader geken het nou die gewig van sonde gedra en die afwesigheid van sy Vader se teenwoordigheid gevoel. En in daardie oomblik het hy uitgeroep in vers 34, my God, waarom het U my verlaat? Jesus het nie gevra, waarom het ek soveel pyn, of waarom ly ek so nie? Ja, hy het gevra, waarom het U my verlaat? Die teenwoordigheid van sy Vader was vir hom belangrik. En solank as wat hy gepraat het sy woorde lewe gedra. Selfs aan die kruis het hy vergifnis, hoop en verlossing gespreek. Die dood kon hom nie ten volle neem, terwyl sy stem hemelse gesag gedra het nie. Eers nadat Jesus sy laaste woorde gespreek het en die teenwoordigheid van die Vader vir daardie oomblik onttrek het hy sy laaste asem uitgeblaas. Nie omdat Rome sterker was nie, maar omdat die offer volledig was. Net so is dit ook in ons geestelike lewens. Solank God se woord in ons aktief is en sy teenwoordigheid in ons welkom is, sal ons nie geestelik agteruit gaan nie. Wanneer ons die waarheid spreek, wanneer ons bid, wanneer ons aanbid, wanneer ons in sy teenwoordigheid bly iets in ons lewendig, selfs in die moeilikste tye. Want die lewe lê nie net in wat ons elke dag moet dra nie, maar in wie ons elke dag dra. Selfs toe Jesus sy kruis gedra het en onder die gewig daarvan geval het op die Via Dolorosa, is iemand gestuur om hom te help om dit te dra. Dit wys vir ons dat dit nooit God se bedoeling vir ons was om alles alleen te dra nie. God plaas mense, krag en genade rondom ons wanneer ons nie langer kan aangaan nie. Die kruis was nie die einde nie. Die afwesigheid van die Vader se teenwoordigheid was nie permanent nie. Binne 3 dae het God se teenwoordigheid in opstandingskrag teruggekeer. Bly dis in sy woord. Bly in sy teenwoordigheid. Spreek lewe, selfs wanneer die lewe swaar voel. Want in sy teenwoordigheid is daar lewe. Here, help my om geanker te bly in U woord en teenwoordigheid. En wanneer ek swak voel, herinner my daaraan dat U teenwoordigheid lewe aan my gees gee. Help my om geloof en lewe te spreek in my daaglikse wandel met U. In Jesus naam bid ek dit. Amen.